Ons skriflesing is vanoggend weer uit Romeine 1 en ons gaan spesifiek op verse 16 en 17 konsentreer. Romeine 1 vers 16 en 17, maar ons lees vanaf vers 8 omdat dit 'n perikoop vorm wat by mekaar hoort. Romeine 1 vers 8. Allereers dank ek my God deur Jesus Christus oor julle almal. Want in die hele wêreld praat die mense oor julle geloof. En ons het gesien hoe hoog Paulus hulle aanslaan hiervoor. God wat ek met hart en siel dien deur die evangelie van sy seun te verkondig, is my getuie dat ek gedurig in my gebede aan julle dink. En elke keer as ek bid, vra ek God of hy dit nie uiteindelik vir my moontlik wil maak om julle te besoek nie. Ek sien baie daarna uit om julle te besoek, want ek wil 'n geestelike gawe aan julle oordra om julle te versterk. Ek bedoel dat as ek by julle is, ons deur mekaar se geloof bemoedig kan word. Ek deur julle sinne en julle deur myne. En broers, ek wil hê julle moet weet dat hoewel ek tot nog toe verhinder is, ek my dikwels voorgenem het om julle te besoek, om ook by julle, net soos by die ander heidenasies, mense vir Christus te wen. Ek staan onder 'n verpligting teenoor Grieke en nie-Grieke. Of party vertaling sê Grieke en Jode. Teenoor ontwikkeldes en ongeleerdes. En vandaar my begeerte om ook aan julle in Rome die evangelie te verkondig. Ek gaan terug na 14 toe. Ek staan onder verpligting teenoor Grieke en het is nie Jode nie, wat die woord is nie verkeerd wat ek gesê het, maar barbare, Grieke en barbare, want die Grieke het al die nie-Grieke as barbare gesien, so die Jode was ook daarbij ingesluit. En daarom my geerte om ook aan julle in Rome die evangelie te verkondig. En hier kom ons nou by ons fokus vir vandag, want ek skaam my nie vir die evangelie nie, want dit is die krag van God, tot redding vir elkeen wat glo. Eers vir die Jood, en ook vir die Griek, want daarin word die geregtigheid van God geopenbaar, van geloof tot geloof, soos daar geskrywe is, maar die regverdige sal uit geloof lewe. Nou ons het nou gesien in verse 1 tot 7, het Paulus hom voorgestel aan die gemeente in Rome, eerstens as skrywer van die brief, soos wat dit die gewoonte was, dat altyd aan die begin gesê, na die aanhef, wie die skrywer is. Hy wag nie tot aan die einde van die brief, en dan sê hy, terloops, dit was van Paulus nie. So dit was destyds die gebruik, goeie gebruik gewees. En hy stel hom voor dan as skrywer van die brief, maar dan ook as slaaf, en apostel van Jesus Christus, met ander woorde dit wat hom kwalifiseer om hierdie brief aan hulle te skryf as gemeente. En dan skuif sy fokus na Jesus Christus, en hy beskryf Jesus as die seun van die mens, enerzijds, en dan tweedens, hy sê van die seun van die mens, dat hy die geslag van Dawid gebore is, wat belangrik is, want die Messias moes uit die geslag van Dawid kom. Maar dan ook gaan hy oor na die Jesus as die seun van God, wat deur die Heilige Gees aangewys is. Dit wil sê wat deur die Heilige Gees, deur dit wat Jesus gedoen het, wat die Heilige Gees, dit wat die mense kon sien wat gebeur, maar ook kon hoor wat hy leer, dat hulle deur die werking van die Heilige Gees tot die besef kon kom, dat dit is waarlik Jesus, die seun van God. Want niemand anders sou dit kon doen nie. En dan in verse 5 tot 7 het hy sy opdraggewing as apostel onder die heidenasies beskryf, wat hulle tot geloof, tot redding en heiligmaking, geloofsgehoorsaamheid moes bring. Dan verse 8 tot 15 van verlede week skuif sy fokus na die gemeente in Rome, wat hierdie hoë aanprysing, die hoë loflied ontvang het, vir hulle standvastigheid in die geloof, en dan ook sy gebed dat God hom in staat sal stel om hulle te besoek. En dan in vers 14 en 15 dan ten slotte het ons gesien hoe sy verpligting as apostel, sy verpligting teenoor Jesus Christus, wat hom gered het en geroep het as apostel, wat hom dan
as het ware 'n verpligting gegee het teenoor Jesus Christus, hoe dit vir hom in 'n begeerte verander het, 'n begeerte om waarlik God te verheerlik deur wat hy doen en wat hy is. Om sy taak te vervul, was nie meer 'n plig nie, maar sy begeerte. Dit was dan die boodskap tot aan die einde van vers 15. En nou vandag, in verse 16 en 17, kom hy, wat waarlik die hart van die brief, kom hy daarby uit. Hier formuleer hy in hierdie 2 verse die hele tema, die oorhoofse tema, die oorkoepelende tema van die hele brief. Met ander woorde, in hierdie 2 verse is die nucleus, die hart van die boodskap wat hy wil oordra aan hulle en wat die kerk van Jesus Christus ook aan die wêreld moet uitdra. Nou, die boodskap wat hy as apostel opgelê is om aan die gemeente in Rome, maar ook elke besondere enkele leser van die brief, om dit aan hulle oor te dra. In hierdie 2 verse bring hy die leser na die hart van die evangelie, en dit is dat daar redding alleenlik in Jesus Christus is. En elkeen wat hierdie woorde lees, geliefdes, moet kennis neem dat hierdie 2 verse, Romeine 1 vers 16 en 17, dat hierdie 2 verse die mees lewensveranderende waarheid bevat, wat ooit in mense hande geplaas is. Hierdie 2 verse bevat die mees lewensveranderende verse wat ooit in die mens se hande geplaas is. Of wat in sy sig geplaas is dat hy dit kon lees. Of wat in sy verstand geplaas is dat hy dit kon verstaan. Met ander woorde, hierdie 2 verse bevat die kern van redding in Christus Jesus. Hierdie verse is lewe. En die waarheid in hierdie 2 verse verander die een wat deur die Heilige Gees gelei word om dit te aanvaar, en dit verander daardie persoon wat dit aanvaar sy tyd. Hy verander sy tyd na die ewigheid. Wat is die ewigheid? Dit is sonder tyd. Dit wil sê, hier op aarde is die mens tydgebonde. In die ewigheid geen tyd nie. Hy verander tyd na ewigheid. En ons het die voorreg om dit alreeds te weet. En dit is waarna ons as gelowiges ook dan smag. Ons kan ook sê dat deur hierdie 2 verse verlaat die een wat dit aangryp en aanneem, die dal van die doodskade weer, soos Dawid dit in Psalm 23 gestel het, en word hy geneem na die bergvesting van God se redding in Christus Jesus alleenlik. Van die dal van die doodskade weer, na die reddingsvesting in Christus. En dan wat hy na hierdie 2 verse doen, ek wil sê, wanneer hy nou met Romeine 1 verder gaan in vers 18 tot aan die einde van hoofstuk 16, dan ontgin hy hierdie boodskap op verskillende maniere laag vir laag. En dit is wat Paulus uniek toegerus is om te doen. En daarom is daar die 13 briewe wat hy geskryf het, wat God hom gebruik het om tot die Nuwe Testament by te voeg, is dit besondere stukke, nie net kennis nie, ook prosa, wonderlik geskryf, op sy unieke, kenmerkende manier. Maar dit gaan eintlik oor die betekenis daarvan, oor watter wonderlike betekenis dit vir die wêreld het, en dan in besonder vir die gelowige. Nou, met 'n agneming van dit, kom ons blaai na die heel laaste verse in Romeine, in die brief, Romeine 16. Ons gaan kyk vanaf vers 25, Romeine 16 vanaf vers 25. Nou sien ons hoe Paulus dan aan die einde van die brief by 'n baie spesifieke uitkoms kom. Romeine 6 vers 25, ekskuus. En hierdie verse bevat dan daardie gebruikelike seënsprekinge waarmee hy gewoonlik sy briewe afgesluit het. Dit was die normale gebruik
om jou brief altyd af te sluit met seënspreuke oor die een aan wie jy skryf. En nou kom hy en hy skryf in Romeine 16 vers 25, aan hom wat dan magtig is om julle te versterk volgens my evangelie. Ekskuus, kyk nou net hoe identifiseer Paulus met die evangelie. Hy is apostel, hy is afgesonder as apostel vir die evangelie van Jesus Christus. En hy sê hier aan die einde van die brief, dit is ook my evangelie. Nie dat hy eienaarskap daarvoor, maar hy identifiseer daarmee. Hy identifiseer met hierdie goeie nuus wat hy tot nou gebring het. Goed, ek herhaal weer, aan hom wat dan magtig is om julle te versterk volgens my evangelie en die prediking van Jesus Christus, ooreenkomstig die openbaring van die verborgenheid wat eeue lank verswyg is. En julle sal onthou dit was ook 'n boodskap wat in 1 Korintiërs deurgekom het. Die verborgenheid, die geheim. En wat is die geheim? En dit is dat die nie-Jode, die heidene nasies in God se genade ingebring word. En dan sê in vers 26, maar nou geopenbaar is deur dit wat ek nou vir julle skryf, julle hoor dit nou en julle kan die goeie nuus gaan versprei. Dis die boodskap wat uitgaan aan al die nie-Jode dat God hulle in sy genade bestel intrek. En deur die profetiese skrifte bekend gemaak is onder al die heidene, dit is al van tevore, is dit al aan julle bekend gemaak in die Ou Testament, dit was daar. Want God wou gehad het dat Israel moet ook die kanaal van sy genade en redding wees na al die nasies, wat hulle nie was nie. En nou sê hy, maar nou het God dit bekend gemaak, hierdie geheim, dat hy ook nou aan julle bekend maak, dat julle as heidene, nie Jode, ook in sy genade kan inkom. Deur die profetiese skrifte bekend gemaak is onder al die heidene volgens die bevel van die ewige God, tot gehoorsaamheid van die geloof, dit wil sê redding, aan die alleenwyse God, aan hom die heerlikheid deur Jesus Christus tot in ewigheid. So, waarmee sluit hy af? Hy sê al hierdie 16 hoofstukke wat ek geskryf het, gaan oor een ding, en dit is die genade wat na julle as heidene, nie Jode kom, van die reddende boodskap van genade deur Jesus Christus. En dit is hoe hy dan onder andere laag vir laag hierdie boodskap ontgin. So wat hy sê, kom op die volgende neer. Hy sê, ek het nou dwars deur die brief aan julle verduidelik dat God se krag deur die evangelie nou ook tot julle, die heidene, die nie Jode kom. En dat daar ook nou vir julle redding en heiligmaking beskikbaar is. Dit is die verborgenheid, die geheim, wat voorheen verswyg is, maar nou in hierdie tyd geopenbaar word. En dan sê hy, God het my as apostel geroep en aan my opdrag gegee wat nou aan julle geopenbaar word. Neem kennis hiervan. God se genadige redding word nou ook tot die nie-Jode se beskikking gestel. So hier is Paulus werklik dan besig om die evangelion, die goeie nuus te beklemtoon. Julle onthou die goeie nuus, hoe dit verkondig is. As daar iets groots of wonderlik in die Romeinse Ryk plaasgevind het, dan was daar boodskappers uitgestuur na al die dorpe en stede om die evangelion bekend te maak, om te sê, hoor hierdie goeie nuus. En nou sê hy, dit is die goeie nuus, julle is ingesluit in God se genade. So dit is die strekking van hierdie brief, geliefdes. En ons sal later, wanneer ons deur die brief gewerk het tot by hoofstuk 16, dit in groter detail bestudeer. Maar nou, wanneer ons nou na ons teks toe gaan, in Romeine 1 vers 16, dan sien ons hoe Paulus die wese van die evangelie beskryf, dit wil sê die kern, die krag van die evangelie, dit wat die hart van die evangelie is die krag van God tot redding vir die Jode en nou ook die nie-Jode. Dit is die krag tot redding. Wat is die evangelion? Wat is die evangelie van Jesus Christus? Daar is redding. Daar is redding nou ook vir die nie-Jode.
En ons is daarbij ingesluit, geliefdes. Ons moet altyd aan onsself absoluut verstaan as nie Jode, al het ons nou party van ons Joodse voorvaders, wat in my geval die waarheid is, maar ek is nie 'n Jood nie. Ek is nie as 'n Jood groot gemaak nie. Maar wat belangrik is dat ons moet verstaan dat God 'n baie spesifieke bestel in die lewe geroep het, naamlik die kerk, wat in die plek van Israel 'n werk moet vervul. Nie Israel word nie, maar in die plek van Israel die werk vervul wat Israel moes vervul het, naamlik om aan die nie-Jode te getuig oor God. En nou het God die werklikheid van die kerk in die lewe geroep, en dus hierdie is deel daarvan, waardeur daar nou 'n genade bestel is wat na almal in die wêreld uitgaan. En nou is daar geen verskil meer nie. En ek dink dat ons hierdie aspek nie altyd genoeg waardeer nie. Want indien God sy genade alleen vir Israel, sy volk, bedoel het, en bepaal het, en so laat geskied het, dan sou ons nie vandag hier gewees het nie. En ons moet dit verstaan, en ons mag dit nooit vergeet nie. En nou verwys ek dan baie spesifiek na die groot genade, wat ook na ons dan as die nie-Jode gekom het, hierdie geheim, dat ons ook in die genadeverbond ingesluit word, en dat ons in hierdie tyd waarin ons leef, hierdie kerkera, dis die tyd waarin ons lewe, die naam van hierdie era is die kerkera, dit wil sê vanaf die begin van die kerk, met die uitstorting van die Heilige Gees daar in Handelinge 2, tot en met dan die wegraping, wat die begin van die eindtye aandui, dit is die kerkera, hoe lang dit ook al gaan duur. Dis nou reeds 2 eeue, en ons weet nie wanneer God bepaal het, wanneer die wegraping sal kom. Maar dit is waarvoor ons wag. Dit is aan die einde van die kerkera, dan is daar nie meer kerk nie. Daar gaan weliswaar dan nou nog die genadeboodskap verkondig word, maar nie deur die kerk nie. So hierdie is die kerkera. En hierdie era waarin ons nou leef, hierdie tydsgewrig, is ons die grootste ontvangers van God se genade, deurdat ons dan ook tot redding en heiligmaking geroep word. En nou wag ons dan om te sien wanneer God getrou aan al sy beloftes, ook in die Ou Testament, die Jode, sy volk, die Jode, weer by sy genadeverbond gaan betrek, gaan insluit. Soos dit dan baie spesifiek, baie spesifiek, in besondere detail in Romeine 9, 10 en 11 beskryf word. Daar verduidelik Paulus dan presies hoe dit geopenbaar is, dat die Jode weer in God se genade gaan ingetrek word, hulle gaan weer die geleentheid kry om Jesus as die Messias te aanvaar, en dit gaan gebeur, en ons weet dit gaan tydens die groot verdrukking ook gebeur, maar 'n groot deel van hulle gaan sterf, voordat daar 'n deel tot bekering kom. Maar daar gaan dan weer 'n deel van die Joodse volk ingesluit word in hierdie genadebestel van God. Maar hierdie lering oor Romeine 9, 10 en 11 word grootliks deur 'n groot deel van die bestaande organisasie wat hulle self 'n kerk noem, dit word deur hulle geïgnoreer. Hulle sal nie maklik daaroor preek nie, en hulle sal nie maklik daaroor 'n verduideliking gee nie, want dit pas nie in hulle teologie nie. Want hulle het ingekoop in wat in ons dag en tyd, en sedert die ontstaan van die kerk, 'n groot misleiding is, en ons noem dit die vervangingsteorie, die replacement theory. En hulle glo dat Israel deur God verwerp is, en nou het die kerk Israel vervang. Wat nie die waarheid is nie. Israel is nog steeds Israel. Hulle is nog steeds God se volk. Maar die kerk is die kerk van Jesus Christus. 'n geloofsgemeenskap wat nie uit 'n spesifieke nasie of volk of stam of taal bestaan nie, maar uit almal wat uit die res van die
wêreld wat nie Jode is kom. En dit is selfs in ons land waar is daar ook mense wat glo dat die Afrikaner volk dan eintlik nou die nuwe Israel is, wat 'n totale valse geloof is en wat werklik nie enigsins aan die waarheid gekoppel kan word nie. Maar Romeine 19 en 11 en nog ander tekste ook stel dit duidelik dat God vir Israel weer in hierdie genadeverbond gaan insluit en dat hulle Jesus as die God gestuurde redder, die Messias, sal aanvaar. En dit is die boodskap wat ook Jesus herhaalde kere bevestig het. Dink byvoorbeeld aan daardie geleentheid toe hy aan die vrou by die put gesê het in Johannes 4 vers 22, sê hy vir haar, want sy het gepraat oor die aanbidding van hulle, wat nie Jode was nie. En dan sê hy vir haar, julle, die nie Jode, aanbid, wat julle nie weet nie, julle verstaan nie regtig wat julle doen nie, met daardie afgode van julle nie. Maar ons, wie praat hier? Jesus. En wie is die ons? Jode. Aanbid wat ons weet, wat ons ken, wat ons verstaan, want die saligheid, die redding is uit die Jode. Daarom mag ons as kerk van Jesus Christus nooit die Ou Testament ignoreer, so sommige dit wel doen nie. Ons geloof is van die begin af, vanaf Genesis, is ons absoluut intiem gekoppel aan die Ou Testamentiese boodskap. Want Jesus wat gekom het as die gestuurde Messias, is voorspel alreeds in Genesis 3 vers 15. En so loop die geskiedenislyn van Jesus dwars deur die Ou Testament, op verskillende plekke word hy dan alreeds daar geopenbaar. Tot en met sy koms dan. So ons kan nie die Ou Testament ignoreer nie. Ons mag dit nie doen nie. Paulus skryf ook byvoorbeeld in Romeine 9, vers 30 tot 32, skryf hy, en wat sal ons dan sê? Romeine 9 vers 30, wat sal ons dan sê? Dat die heidene, wat die geregtigheid nie nagejaag het nie, die geregtigheid verkry het, naamlik die geregtigheid wat uit die geloof is, terwyl Israel, wat die wet van die geregtigheid nagejaag het, die wet van geregtigheid nie bereik het nie. Met ander woorde, sal ons dan nou sê, dat Israel wat probeer het om redding te bekom, deur die wet na te kom, het hulle dit gekry? Nee, hulle het nie. Het die heidene wat dit nie gehad het, ook gekry? Nee, hulle dit ook nie. En dan vra in vers 32, hoekom het dit gebeur? Omdat dit nie uit die geloof was nie, maar uit die werke van die wet. Israel het gedink, hulle kan deur die wet na te kom, hulle redding bewerkstellig. Maar kom die wet na, en hulle was tevrede, soos wat ons nou al baie goed weet, met net uiterlike gehoorsaamheid. Hulle die opdragte ten opsigte van die offerandes nagekom. Hulle het sekere ander goeders, die dieetwette, al daardie goed het hulle gedoen, nagekom. Maar hulle het nie die hart gehad om God te aanbid nie. Was nie uit 'n suiwere hart van aanbidding van God dat hulle dit gedoen het nie. Dit was net uit die nakoming van die wet. Want dan sê hy in die laaste deel van vers 32, want hulle het gestamp teen die steen van aanstoot. Hulle het gestamp teen die steen van aanstoot. En dan gaan ons nou sien, wat is dit? En as vers 33, soos geskryf is, kyk, ek lê in Sion 'n steen van aanstoot en 'n rots van struikeling, en elkeen wat in hom glo, sal nie beskaam word nie. Met ander woorde wat God hier sê, ek stuur die Messias, en hy sal vir die mense wat op die wet staat maak, wat dink hulle kan geregtigheid bewerkstellig deur wetsnakoming, hy sal vir hulle 'n aanstoot wees. En hy sal vir hulle 'n rots van struikeling wees. Hoekom?
Want hulle werk hard om die wet sogenaamd na te kom. Maar die een wat Jesus as redder aanvaar, hoef nie te werk nie. Hy moet net glo. En daarom is dit 'n steen van aanstoot. En is 'n so integrale deel van ons verstaan van redding. Waar pas werke by ons geloof in? Alleenlik na redding. Ons kan nie werk om redding te bekom nie, maar na redding is ons wel aktief besig met werke, sogenaamde werke, wat eintlik maar net geloofsgehoorsaamheid is, omdat ons gered is. En nou wil ons graag God verheerlik. En ons wil graag Jesus dien, deur so te lewe dat dit tot sy verheerliking is. Maar vir die mens wat ongered is dit 'n steen des aanstoots en 'n rots van struikeling, want dit maak sy, wat hy doen, maak dit af tot niks, en hulle hou nie daarvan nie. En dis hoekom daar so 'n groot teenstand is teen kerke wat die waarheid verkondig. Dis hoekom daar so groot aanhang is van kerke wat net liefde sonder redding verkondig. Wat nooit oor die sonde praat en die werklikheid van die hel en die werklikheid van die redding alleenlik in Jesus Christus nie. Mense wat nie gered is nie, wil dit nie hoor nie. Want hulle het werke waarop hulle staat maak. Al is dit dan partykeer maar net om te sê, ek behoort aan so en so kerk. Of ek gaan Sondag kerk toe. Dis alles deel van werke wat hulle doen, wat nie in die waarheid van redding alleenlik in Jesus Christus gegrond is nie. En dan kyk ons ook na Romeine 11, vers 25 tot 27. Romeine 11, 25 tot 27, want ek wil nie hê, broeders, dat julle hierdie verborgenheid, hierdie geheim nie moet weet nie. Sodat julle nie eie wys mag wees, maar dat julle nie in julle eie wysheid optree nie. Dat die verharding ten dele oor Israel gekom het, totdat die volheid van die heidene ingegaan het. Wat sê hy hier? Die verharding in Israel, die feit dat die Jode hulle hart teen Jesus Christus verhard, sal aanhou tot en met die laaste nie-Jood of heiden tot bekering gekom het. Daardie een wie se naam in die boek van die Lam ingeskryf het. Wanneer hy laaste ene se naam, wie se naam in die boek van die Lam ingeskryf is, die boek van die lewe ingeskryf is, dan gaan die eindtyd begin. Dan gaan die eindtyd begin. Sodat julle nie eie wys mag wees nie, dat die verharding ten dele oor Israel gekom het, verstaan dit, totdat die volheid van die heidene, die volle getal heidene tot bekering gekom het. En dan sal die volgende items op God se program in werking tree. En dan sê in 26, en so sal die hele Israel gered word, soos geskrywe is. Die hele Israel wat God beplan het. Daardie deel wat God bepaal het, wat tot redding moet kom. So dit word nie die totale getal Jode nie. Die hele Israel wat God beplan het, dit is by implikasie daarin geskryf. So dan sal die Jode ook weer terugkom. Dis presies waar van Romeine 9, 10 en 11 skryf. Dis wat julle nou hier sien. Die verlosser sal uit Sion kom en sal die goddelooshede van Jakob afwend, wegdraai, wegkeer. En dit is van my kant die verbond met hulle, as ek hulle sondes wegneem. Nou hierdie vers, daarvan waar ek gelees het, die verlosser sal uit Sion kom en sal die goddelooshede van Jakob afwend, en dit is van my kant, hoofletter my kant, die verbond met hulle, as ek hulle sondes wegneem. Hierdie is 'n aanhaling van Jesaja 59 vers 20, wat God aan Israel meegedeel het. En hier haal Paulus dit aan. Die verlosser sal uit Sion kom. Hulle sal dan sien, die Jode sal sien dat Jesus was al die tyd die Messias, wat hulle verwerp het. Maar dan sal God intree, en hy sal die oordeel van hulle af wegdraai, en hulle sal verstaan
Dit was die verbond wat ek met hulle aangegaan het, wanneer ek hulle van hulle sondes verlos. Ook dit sal ons in meer detail bestudeer vorentoe, maar nou is dit net belangrik om dit binne die konteks van waarmee ons nou besig is te verstaan. Romeine 1 vers 16, terug na ons vers. Want ek skaam my nie vir die evangelie nie, want dit is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. In jou kop, lees dit saam met my. Want ek skaam my nie vir die evangelie nie, want dit is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Daar is die hart van die evangelie. Maar, kyk nou net daar. Ek skaam my nie vir die evangelie. Dis daar 'n baie vreemde manier om na die evangelie te verwys, dat dit iets is waarvoor hy hom nie skaam nie. Hoekom sê hy dit so? Hoekom stel hy dit so? Kyk mooi. As Paulus die gees van ons tyd vandag sou gehad het, wat hy genadiglik nie gehad het nie, sou hy gesê het, dat hy is trots op die evangelie. Hy sê nie, ek is trots op die evangelie nie. Hy sê, ek skaam my nie vir die evangelie nie. Dit klink na dieselfde, maar dit is nie heeltemal dieselfde nie. Dit dui op 'n gesindheidsverandering, wat ons moet verstaan. Wanneer hy sê, ek skaam my nie vir die evangelie, is daar 'n groot verskil tussen trots wees en ek skaam my nie. Maar as ons dit werklik verstaan, moet ons mooi na Paulus se geskiedenis kyk, en dan sal ons sien dat dit nie so vreemd is nie. So ek gaan vinnig net na Paulus se lewensverhaal wys. Hy het en ek praat nou baie spesifiek, sy lewe as apostel. Hy het op baie maniere, op baie plekke, baie tye onder groot verdrukking verkeer. Hy is in Filippi in die tronk gegooi, in Thessalonika verdryf, weggejaag uit die stad uit. Hy moes uit Damaskus en Berea uitgesmokkel word terwille van sy lewe. Hy is bespot en uitgelag in Athene. Hy is beskou as 'n groot dwaas, 'n fool in Korinthe. In Jerusalem is hy geklassifiseer as 'n lasteraar en 'n wetsoortreder. En in Lystra is hy gestenig en hulle het hom daar gelos en gedink hy is dood. Ons kan dus sê dat Paulus werklik 'n redelike omstrede persoon was, as ons dit baie eufemisties, baie sagkens wil stel. Paulus het, waar hy gekom het, was hy in omstredenheid gehul, omdat hy vir die waarheid van Jesus Christus se evangelie gestaan en gelewe het. Maar sy vervolgers, sy haters, sy teenstanders, en dit sluit die volgende in, die Joodse godsdienstige leiers in Jerusalem, die Fariseërs, die Sadduseërs, die skrifgeleerdes, al die lede van die Sanhedrin onder leiding van die hoofpriester, ook die invloedryke en geleerde leiers van die heidense volke, byvoorbeeld in Efese, Athene en Korinthe, al daardie plekke waar hy vervolg is. Nie een van hulle wat hom teengestaan het, kon Paulus intimideer of stilmaak nie, want sy vertroue was in Christus Jesus en sy evangelie, wat die krag tot redding was van elkeen wat glo, soos hy dit gestel het. Daardie krag wat tot sy redding gekom het. En daardie krag het hom nooit verlaat nie. En daardie krag verlaat ons nie, geliefdes, as ons net in die werklikheid daarvan elke dag wil staan en lewe en dit voorop stel in ons lewens. Dit is tot ons beskikking. Ons het dit byvoorbeeld gesien in Efesiërs 6 met die wapenrusting van God. Dit is die krag wat tot ons beskikking is. En ons het verlede keer gesien dat Paulus vasbeslote was om sy taak as geroepe apostel eindtyd te vervul, want sy verpligting, daardie verpligting wat hy gehad het, om as geroepe apostel sy taak te voltooi, sy werk te doen,
daardie verpligting het oorgegaan in begeerte, en dan maak dit hom soveel meer toegewyd aan sy werk, en aan sy taak, en sy hele gesindheid nou anders. Nou as ons by daardie werklikheid stilstaan, wat ook vir ons die waarheid behoort te wees, dan is daar vir ons as gelowiges so baie te leer uit hierdie voorbeeld. Ons sien dat Paulus nooit deur teenstand of opposisie ontmoedig is nie, of slegte omstandighede nie. Hy is nooit deur die kritiek wat op hom uitgespreek is, het hy nooit sy fokus verloor nie. Hy het nooit vir enige rede die evangelie van Jesus Christus ooit verloon of ontken nie. Want sy krag was van die Here, en dit was vir hom 'n werklikheid. Hy het ook byvoorbeeld in sy skrywe aan die gemeente in Korinthe, het hy in 1 Korintiërs 1 vers 22, daar ook by die intrapslag het hy dit vir hulle gesê. 1 Korintiërs 1 vers 22 tot 25. Die Jode vra tekens en die Grieke soek wysheid. Wat bedoel hy daarmee? Dis hoe hulle dink dat daar vir hulle redding is. Die Jode vra tekens, doen vir ons hierdie wonderwerke, doen hierdie dinge. En dis waarom daar sekere dele van ons, van die hedendaagse kerk is, wat baie mooi moet besin oor die tekens wat voortdurend gebeur. Want die tekens was vir ongeloof, nie vir die gelowiges nie. En toe die kerk tot stand gekom het, het dit verby gegaan. Die Jode vra tekens. So dis 'n ongelowige wat kom en sê, verander hierdie stok in 'n slang. Of wat jy ook al wil vra. Dis die ongelowiges wat dit vra. Gelowiges soek dit nie, want hulle weet wie Jesus is. En die Grieke soek hulle redding in wysheid. Kom net met geleerdheid na hulle toe. Julle sal onthou vir Paulus daar op die Areopagus, waar hy met die Grieke in Athene gepraat het. Het hy vir gesê, julle aanbid 'n God wat julle nie ken en wat julle nie sien nie. Maar ons het 'n God. Ons aanbid die ware God. Julle soek wysheid om by hom uit te kom en julle kry dit nie. Nou dan gaan Paulus nou aan in 1 Korintiërs 1:22. Ons egter, dis die gelowiges, verkondig 'n gekruisigde Christus. Daarin is daar vir ons redding. Jesus wat vir ons gesterf het. En dan sê hy weer, vir die Jode is dit 'n struikelblok, en vir die nie-Jode dwaasheid. Maar vir diegene wat geroep is, Jode sowel as Grieke, weer eens die wat geroep is, wie se name in die boek van die lewe geskryf is, Jode sowel as Grieke, is Christus die krag van God en die wysheid van God. Die krag om wonderwerke te doen in ons lewens, en die wysheid wat ons soek om die lewe te verstaan en met die lewe te handel. Weer eens gaan nie na die Jode en die Grieke toe. Julle soek wonderwerke, in Christus is daar die krag. Julle soek wysheid, in Christus is daar die wysheid. Want die dwaasheid van God is wyser, is groter as die van mense, en die swakheid van God is sterker as die van mense. So weer eens bevestig hy my krag, wat hy as apostel het om sy werk te doen. En die krag van die evangelie is van Jesus Christus afkomstig, en nie van enige mens nie. Nou kan ons op hierdie punt 'n baie geldige vraag vra. Hoekom sou enige iemand skaam voel oor hierdie evangelie? As dit nou waar is wat Paulus hier sê, en dit is die waarheid wat is in God se woord, hoekom sou enige iemand skaam wees oor hierdie evangelie? Hoekom sê Paulus, hy is nie skaam nie? Dit impliseer dat daar wel mense is wat skaam is. En wie is dit en hoekom is hulle skaam? Ek dink die vraag kan net beantwoord word wanneer ons besef dat die evangelie van redding alleenlik in Christus Jesus daar die steen des aanstoots is, daar die struikelblok in die pad is, dat ongewilde boodskap is, wat teen die grein van elke mens ingaan.
Dit gaan teen die grein van elke mens in. Al lyk dit nie vir ons so nie. Is dat die oomblik wanneer iemand hoor dat daar's redding alleenlik in Jesus Christus, is daar iets in sy hart en in sy lewe en sy verstand wat met hom plaas en wat vir hom sê, maar wag 'n bietjie, kan ek niks doen nie? Beteken dit wat ek doen dan niks? En beteken dit wat ek al reeds gedoen het, byvoorbeeld Sondagskool en katekisasie en voorstelling en aanneming en lidmaat van die gemeente of ander tradisies, aansluit by gemeente en al die dinge doen, meedoen wat hulle wil, of soos ons beheer hier, al daardie rites en rituele en goeders nakom, beteken dit niks nie. Ja, dit is presies wat die evangelie boodskap is. Daar is nie redding daarin nie, maar alleenlik in Jesus Christus. Mense wil nie hoor dat hulle sondaars is, dat hulle niks aan hulle sondes kan doen nie, en dat hulle op pad is na die ewige verderf is, en daarom 'n redder nodig het. Hulle is sondaars. Hulle is op pad na die ewige verderf. Hulle het 'n redder nodig, want dit is die boodskap van redding. En geen mens wil dit hoor nie. Daarom is dit 'n steen des aanstoots, 'n struikelblok vir alle ongelowiges. Maak nie saak waar hy is nie. Of hy nou in die kerk sit of buite die kerk of waar hy ook al is nie. Vir almal is dit 'n steen des aanstoots. Maar vir wie skaam hulle dan daarvoor? Wie skaam hulle dan daarvoor? Wel, in 'n sekere sin is daar skaamte in die feit dat die persoon moet erken, ek kan nie daarmee saamgaan nie, ek is nie deel daarvan nie. En as hy dan aan 'n kerk behoort, is daar 'n dubbele skaamte wat nou intree, want sy bestel, sy organisasie of wat hy ook al aan behoort, verkondig dit nie as die enigste waarheid van redding nie. En dan bring dit ons by die feit dat dit vir die selfgefokuste mense, en dit is almal wat nie gered is nie, is dit vernederend om te hoor, bely jou sondes. Vra God om vergifnis daarvoor en bely jou geloof in Jesus Christus. Dit is vernederend om dit te hoor, om uit daai besef te kom dat dit is waarin daar redding is. En dit is waar almal moet begin. Daar is nie 'n ander begin van redding nie. Die ongeredde mens wil nie hoor dat hulle niks aan hulle redding kan doen nie, dat hulle nie redding kan verdien deur hulle goeie dade of goeie lewens of nakoming van die wet nie. Dit is nie 'n boodskap wat hulle wil hoor nie, en dit is ook nie 'n boodskap wat die wat in die kerke sit, wat nie die ware evangelie verkondig nie. Daardie kerke, vir hulle is skaam oor die ware evangelie. Maar Paulus sê, ek is nie skaam daaroor nie. My selftrots is nie te groot om te sê, ek is skaam daaroor nie. Want ek het by die punt gekom, waar ek my sondes besef het, dat ek dit bely het, besef het dat ek 'n redder nodig het om my met God te versoen, dat Jesus die een is wat gestuur is, en ek het my geloof in hom bevestig, na aanleiding van wat Jesus in my lewe gedoen het. Hoe God my omstandighede laat saamloop het tot op daardie dag. Ek het myself trots afgelê. Met andere, trots, selftrots, Engelse woord pride, is die groot belemmernis in die pad van die evangelie van al die ongereddes. Want hulle moet ontken dat wat hulle tot op daardie stadium was, nie vir hulle tot redding kan bring nie. Ons moet dit verstaan, geliefdes. Trots, selftrots, noem dit wat jy wil, is die groot struikelblok in die pad van redding, van almal wat ongered is.
Daarom is dit veral mense wat dan in baie van hierdie misleide kerke sit, wat nie hierdie woordeskat wil gebruik van sonde en sondebesef en sondebelydenis en aanvaarding van Jesus as die Godgestuurde redder nie. Hulle wil nie daardie soort boodskap verkondig nie. Hulle boodskap gaan oor liefde en hoe om lief te wees vir mekaar. En ons moet net doen en goed doen. En dis nie dat ons dit moet nalaat nie. Maar daar is nie redding as ons nie by die begin nie. En die begin van redding is waar ons onsself trots laat vaar en besef ons is in sonde en ons het 'n redder nodig. Daarom bly so baie mense eerder stil as om oor die evangelie te praat. En verder, ons kan dit nog verder ook neem, vir die deursnee mense is dit ook onvanpas en dit is trotsvernietigend om van mense te verwag om alles op te gee, om alles op die altaar te plaas en deur die noupoort op die smalweg te gaan. Nee, die redenasie is, daar moet balans in die lewe wees. En ons kan al twee doen, ons kan gelowiges wees en hierdie lewe geniet ook. En moenie so fanaties of fundamentalisties wees nie, want dit is nie hoe beskaafde, gekultiveerde mense dink nie. Met ander woorde, eintlik kyk mense wat nie gered is, en ek praat van hulle wat in kerke sit, waar die waarheid nie verkondig word nie. Hulle sien in der waarheid neer op enige iemand wat glo dat die Bybel God se woord is. En dat dit die enigste geopenbaarde waarheid is waardeur daar vir ons redding is. Hulle sien neer op daardie mense wat so fanaties, so fundamentalisties is. Weereens wil ek herhaal wat ek al soveel keer oor die afgelope maande herhaal het. Ons stryd, geliefdes, is teen die wêreld. Maar as 'n groter stryd teen die wêreld wat in die kerk sit. Dis die groter stryd. Want hulle saboteer die boodskap van die kerk. Maar Jesus het gesê, daar is maar min wat deur die noupoort gaan en op die smalweg wandel. Daar is min wat dit doen. En dan moet ons onthou, wat ek nou hier van praat, is presies wat die Jode gedoen het. Dat hulle harte verhard het, omdat die boodskap wat deur Jesus na hulle toe gekom het om te sê, julle is twee gesigte, julle is wit gepleisterde grafte, en ons ken al daardie stories, hoe hy hulle op hulle plek gesit het, en vir hulle mooi laat verstaan het, dat hulle werke bring hulle nêrens nie, en hulle wou dit nie hoor nie. En daarom is Jesus gekruisig. Miskien is daar 'n paar kandidate in die kerk van ons tyd, ook wat mense baie graag sou wil stilmaak en eerder kruisig, as hulle maar net hulle monde kan snoer, maar moenie met hierdie fanatiese, fundamentalistiese benadering kom, om te sê, daar is redding alleenlik in Christus nie. Een van die kommentators het geskryf, die ongewildheid van 'n gekruisigde Christus. Luister mooi, die ongewildheid van 'n gekruisigde Christus het baie mense aangespoor om 'n boodskap aan te bied wat vir die ongelowige aantrekliker is. Dit is aantrekliker, daardie boodskap. En hulle wil nie hoor van die boodskap van die verwydering, van die oortreding deur die Jesus se sterwe aan die kruis nie. Moenie dit beklemtoon nie. Dit is nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan net oor die liefde. 'n Onaanstootlike evangelie is ook 'n evangelie wat nie werk nie. En so, dit is sy laaste sin hier, so word die Christendom die meeste gewond in die huis van sy vriende. So word die Christendom die meeste gewond
in die huis van sy vriende. Kyk na Matteus 8 vers 19 en 20, het ons voorbeelde van waar Jesus baie mooi die stand van die hart verstaan het en dit aangespreek het, juis om hierdie verskille aan te dui. Matteus 8 vers 19, en 'n sekere skrifgeleerde, wil sê hy was onderlê in die skrif van daardie tyd, het gekom en vir hom gesê, Meester, ek sal u volg waar u ook al mag gaan. Maar Jesus sê vir hom, die jakkals het gate en die voëls van die hemel neste, maar die seun van die mens het geen plek waar hy sy hoof kan neerlê nie. Wat op aarde bedoel Jesus hier? Wel, Jesus, wat God was, het geweet wat in sy hart aangaan en het sy hart aan hom ontbloot deur vir hom te sê, wanneer jy my volg, van my 'n volgeling word, moenie verwag dat dit maanskyn en rose gaan wees nie. Jy gaan nie wêreldse genoegdoening by my kry nie. Ek kan jou nie eers 'n slaapplek gee nie. Wat sê Jesus hier? Op hierdie aarde gaan julle as gelowiges deur baie moeilike tye gaan. Maar julle gebed moenie daarvoor wees nie. Ja, julle kan bid dat God in julle daaglikse behoeftes voorsien, maar julle behoeftes moet nie gaan oor hierdie wêreldse dinge nie. Dit moet gaan oor dit wat ewigheidswaarde het. Nou, gaan jou gang, jy wat my nou aangespreek het, sê Jesus, hierdie skrifgeleerde. Gaan doen wat jy doen. Maar wat jy begeer, gaan jy nie by my kry nie. En wat ek vir jou aanbied, wil jy nie hê nie. Dit is so 'n aanwysing vir enigiemand wat in hierdie dae in die health, wealth and prosperity teologie glo. Daardie mense wat nie verstaan dat Jesus se koninkryk nie vir hierdie tyd bedoel is nie. Dat sy koninkryk nie op hierdie aarde in ons tyd gaan kom nie. Dat dit wel aan die kom is, maar nie nou nie. Matteus 8 vers 21, volgende ene. En 'n ander een van sy disippels, as hier praat van disippels, beteken dit net volgelinge in hierdie sin. Die woord wat daar gebruik word beteken, wil sê, daar is die massas wat hom gevolg het, waar hy ook al gegaan het, en wanneer hy met sy apostels gepraat het, en hulle toegespreek het, het hulle in skares rondom vergader en dit aangehoor. Dit is disippels wat hom gevolg het, onder sy lering gesit het. En 'n ander een van sy disippels het vir hom gesê, Here, laat my toe om eers te gaan en my vader te begrawe. Maar Jesus sê vir hom, volg my, en laat die dooies hulle eie dooies begrawe. Nou wat bedoel hy daarmee? Nou, wanneer hierdie man vir hom sê, laat my toe om eers te gaan en my vader te begrawe, verwys nie na die feit dat sy vader reeds gesterf het, nie? En dat hy hom nou gou wil begrawe voordat hy nou oor 'n paar uur dan terugkom en Jesus volg of so iets nie. Nee, wat hy eintlik hier sê, en dit kan ons uit die Griekse teks aflei, sodra my vader gesterf het, wanneer dit ook al is, en ek hom begrawe het, en by implikasie my erfdeel gekry het, my nalatenskap gekry het, dan sal ek u kom volg. Dan sal ek u kom volg. Wat was vir hom die belangrikste? Sekuriteit. Hy wil sekuriteit in die lewe hê, dat sy pa kan sterf en hy sy erfdeel kry, en dan gaan hy Jesus kom volg. Want dan is hy beskerm teen God. Want hy wil nie van God alleen afhanklik wees nie. Maar Jesus antwoord hom, jy is geestelik dood. Gaan begrawe jou vader wanneer hy sterf. Laat die dooies, die wat geestelik dood is, die liggaamlik dooies gaan begrawe.
Een van die commentators skryf die volgende: These people are playing into the hands and the lies of Satan. The things that keep men from Christ are personal comfort and personal possessions. They are afraid of losing those. Their pride also feeds into their fear of losing their security in the world and being beholden to Jesus Christ and His kingdom. And so they fall for the false teachers that offer the very thing that keeps them from Christ to them. And thus they bypass the real gospel for a false gospel. Ons kyk vinnig na die bergrede in Matteus 5, baie spesifiek die deel wat in Matteus 5 vers 3 begin, wat ons as die saligsprekinge ken, die Beatitudes. En wat is die heel eerste, die grondliggende stelling van hierdie hele Beatitude, hierdie hele saligsprekinglys? Matteus 5 vers 3, salig, en die beter vertaling is eintlik makarios, geseënd. Geseënd is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. As ons na die verklarings kyk, byvoorbeeld in studiebybels, onder andere ook in John se studiebybel, dan sê arm van gees is die presiese teenoorgestelde van selfversorgend en selfonderhoudend. Die teenoorstande daarvan, om arm van gees te wees. Dit verwys na 'n diepe nederigheid wanneer die mens sy geestelike bankrotskap sonder God besef dat hy sonder God bankrot is. Geestelik in die eerste plek. Maar dan besef hy ook dat die wêreld niks beteken nie. Die wêreldse dinge beteken niks nie. Dit beskryf daardie mense wat akuut bewus is van sy eie verlorenheid en sy eie wanhoop sonder God se reddende genade, al besit hy dan die wêreld. Want almal, soos Paulus dit in Romeine 3 vers 23 stel, almal het gesondig en het nie deel aan God se heerlikheid nie, maar hulle word sonder dat hulle dit verdien op grond van sy genade vrygespreek vanweë die verlossing deur Jesus Christus, wanneer hulle na hom toe gaan. Wanneer hulle hom aanvaar as die God gestuurde Messias. En dan ten einde goed te verduidelik waarom daar verlossing en genade alleenlik by Jesus is, kyk ons na Filippense 2 vers 5, 'n besondere skrifdeel wat dit baie mooi verduidelik, want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het dit nie roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mens gelyk te word. En in gedaante gevind word as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood, ja, die dood aan die kruis. Daai hele stuk gaan lees gerus tot by vers 11. Wat sê hy? Jesus wat alles opgegee, selfs sy godheid, en hom onderwerp aan sy eie skepping, en hy is deur sy eie skepping gekruisig. En daar is so baie wat ons daaroor kan sê, maar julle het al baie boodskappe daaroor gehoor. As niemand wat meer kon opgee, as wat Jesus opgegee het nie. En hy was bereid om dit te doen. En daardeur het hy vir ons verlossing verwerf. En daarom is dit wat hy van ons vra, ook om alles op te gee. Ook om ons trots op te gee. Om dit wat vir ons heilig en kosbaar in wêreldse terme is, gee dit op. En dit beteken nie jy moet nou die goed op 'n hoop gaan sit en verbrand nie, maar jy moet in jou hart die gesindheid hê dat hierdie dinge nie tussen jou en God kom nie. En as God dit sou wegneem van jou deur omstandighede, wat ook al, dat dit nie vir jou 'n probleem gaan wees nie. Menslik wel, maar in jou gees is dit nie 'n probleem nie, want jy weet, God is jou voorsiener en hy sal weer voorsien. So al kom mense dan teen jou, of al gebeur daar omstandighede, wat ook al, wat jou stroop van die dinge wat vir jou kosbaar was, dan in jou hart weet jy, maar God is my voorsiener, want Jesus Christus is my verlosser. Dink net daaraan, as God het hy alles besit, maar as
die diensknegt, soos wat hy homself verklaar het hy homself verneder. En as diensknegt moes hy alles by mense leen. Hy moes 'n plek leen om gebore te word. Hy moes 'n boot leen om op die see te vaar, sodat hy daar van die boot af die mense op die wal kon. Hy moes 'n donkie leen om Jerusalem in te gaan met die triomftog. Hy moes selfs 'n kamer leen om die laaste avondmaal in te stel. En hy moes 'n graf leen om in begrawe te word. Hy het nie een van hierdie goed besit nie. Hy moes dit leen. In Lukas 22 vers 27 het hy juist gesê, I am among you as the one who serves. I am the one among you who is the true servant. Ware diensknegt. En hierdie is nie 'n Nuwe Testamentiese boodskap nie, geliefdes. Dit is, maar ek bedoel dis nie nou nie in die Nuwe Testament gekom nie. Want reeds in die Ou Testament het God dit baie duidelik gestel, dat wat hy van sy mense verwag, van die wat aan hom oorgegewe wil lewe. Jesaja 66 vers 1 lees ons, Jesaja 66 vers 1, so sê die Here, die hemel is my troon, en die aarde die voetbank van my voete. Waar is dan die huis wat julle vir my sal bou? En waar die plek wat my rusplek sal wees? Wat dit eintlik hier is, wat hy hier bedoel is dit. Ek het die aarde geskep en alles wat daarop is. Wil julle vir my 'n plek bou om my huis te wees? Vir my 'n rusplek, vir my? Dis alles behoort aan my. Dan kerk moet baie mooi dink oor wat hulle bou. Dis beslis nie die huis van die Here nie. Ons moet dit goed verstaan. Die enigste tempel wat weer gebou sal word is die nuwe tempel. Maar hier vra God, waar is die huis wat julle vir my sal bou en waar is die plek wat my rusplek sal wees? En dan sê in vers 2 in die eerste deel, en dit is juist dit wat ons laat aansluit by Matteus 5 vers 3. Want my hand het al hierdie dinge gemaak en so dit alles ontstaan, spreek die Here. En dan die tweede deel van vers 2. Maar die mens na wie ek sal let is op hom wat arm is en verslaaf van gees is en wat bewe vir my woord. Dis die een na wie ek sal let. Dis wat ek van julle vra. Arm, nie noodwendig wêreldse arm nie, maar arm van gees. Verslaaf van gees. Watter sin verslaaf van gees? Wat besef dat my waarheid nodig is vir julle om sin in die lewe te maak. En dan die derde aspek, en die een wat bewe vir my woord. Wat ontzag het vir my woord. Die een wat ontzag het vir my woord en hom daaraan onderwerp, dit is die ene wat ek sal red, sê God. Jesaja 66, Matteus 5, selfde boodskap. So God se standaard is dieselfde in die Ou Testament en die Nuwe Testament. Dieselfde. God red die wat arm en verslaaf van gees is, wat besef dat hulle niks in en uit hulle self het wat hulle kan red nie, en dat hulle alles van God moet kry. Die een wat by die selfbesef kom dat hy niks is en niks het om aan God te bied nie, en beslis nie hierdie wêreldse goed om God aan te bied nie. Een wat besef dat daar nie plek vir hoogmoed of trots in sy lewe nie. En daarom skryf Paulus in Romeine 1 vers 6, ek skaam my nie vir die evangelie nie. Want dit bring my na die plek van die grootste seën, en dit is by die genade troon van God.
Ek skaam nie, ek is nie skaam om te verkondig dat jy alles moet opgee in hierdie lewe en jouself aan God moet onderwerp deur Jesus Christus nie. Ek is nie skaam daarvoor nie, want dit is die grootste seën wat daar denkbaar vir jou kan wees. Want dit is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Maar jy moet jou geestelike bankrotskap verstaan. En jy moet verstaan dat God gesê het, op hom wat arm is en verslaaf van gees, en wat bewe vir my woord, dit is die een wat ek sal red. Ek afsluit, mag kort knip nou. 1 Korintiërs 1, vanaf vers 18. Ek gaan nou met hierdie deel afsluit, hierdie skrif. 1 Korintiërs 1 vers 18, want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan. Wil sê die ongelowiges. Maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Daar bevestig hy dit. Want daar is geskrywe, ek sal die wysheid van die wyse mense vernietig en die verstand van die verstandige mense tot niet maak. Waar bly die wyse? Waar bly die skrifgeleerdes? Waar bly die redetwister van hierdie eeu? Het God nie die wysheid van hierdie wêreld dwaas gemaak nie? Verstaan julle nie dat deur die redding wat deur die kruis kom, dat die wysheid van mense en die planne van mense en al daardie dinge niks beteken nie? Want aangesien in dit is vers 21, want aangesien in die wysheid van God die wêreld deur die wysheid God nie geken het nie, het dit God behaag om deur die dwaasheid van die prediking die wat glo te red. Om deur die dwaasheid van die prediking, watter prediking? Die prediking van die evangelie van Jesus Christus, om hulle te red. Want die Jode vra 'n teken, die Grieke soek wysheid. Maar ons verkondig Christus wat gekruisig is, 'n struikelblok vir die Jode en dwaasheid vir die Grieke, maar vir die wat geroep is, uitverkies is, Jode sowel as Grieke, Christus die krag van God en die wysheid van God. Vers 25, want wat dwaas is by God is wyser as die mense, en wat swak is by God is sterker as die mense. Want let op julle roeping, broeders, julle is nie baie wys na die vlees nie, maar in julle self het julle nie baie wysheid nie. Daar's nie baie magtiges nie, daar's nie baie edeles nie. Maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam. En wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is te beskaam. En wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies. En wat niks is nie, om wat iets is tot niet te maak, sodat geen vlees voor hom sou roem nie. Maar dat almal sal besef, maar dit wat ons is en dit wat ons het, beteken niks nie. In hierdie lewe gaan ons tot niks verdwyn. Ons gaan in die ewigheid wees onder die grootste straf as ons nie die geleentheid gebruik wat na ons toe kom deur die evangelie nie. So ons het niks om op te roem nie. Vers 30, maar deur hom is julle in Jesus Christus, wat vir ons geword het, die wysheid wat uit God en die geregtigheid wat uit God, en die heiligmaking wat uit God, en die verlossing wat uit God kom. Daarom, soos geskrywe, die wat roem, moet in die Here roem. Dat ons ook dan, soos Paulus sal sê, ons is nie skaam vir die evangelie nie, want ons roem in die Here. Ons roem in die Here. En daarom is ons nie skaam van hierdie reddingsboodskap van die evangelie van Jesus Christus. Ons hemelse Vader, die woord spreek duidelik, en weer eens kan ek maar net sê, ten spyte van die swakheid van die prediker. Maar dit is wat u gebruik, Vader, u woord wat gepreek word om die mens wat op homself staat gemaak het, om te laat besef, dat hy is niks en hy besit niks en hy kan niks doen wat u beïndruk nie.
wat vir u enigstens van waarde is nie. Maar dat u in Jesus Christus alles gedoen het, wat vir ons tot redding kan wees, en wat ons tot die ewige lewe kan uitverkies, en wat ons tot die ewige lewe kan red, in die redding en die heiligmaking wat in Christus Jesus is. Here, help ons om dit te verstaan, en help ons om dit dan nou uit te lewe. En laat ons nie wees soos die wat nie wil weet nie, wat dit nie wil hoor nie, en dit nie wil spreek nie. Maar laat ons, Here, dit uitleef en uitspreek waar u die geleentheid gee, en dat dit tot u roem en u eer en u verheerliking sal wees. Soos wat Paulus dit so duidelik stel, Here, laat ons roem in u en u alleen. Bemagtig ons, Here, deur die woord en die gees. En laat ons ook dan die wapenrusting wat u vir ons gee, gebruik indien nodig en wanneer nodig, sodat ons effektief in die stryd teen die bose kan staan. En ook dat ons dan sal besef deur die wysheid wat ons deur die gees en die woord kry, dat die groot vyand is nie noodwendig die een wat van buite kom nie, maar heel dikwels die een wat vanuit die kerk kom. Die mense wat nie die volle waarheid van die evangelie wil verkondig of hoor nie. Hulle wat skaam is vir die evangelie, Here, mag ons nooit in daardie geleedere bevind word nie. Maar laat ons roem in Jesus Christus, ons redder, ons Here, deur u kragtige werking van die Gees. In Jesus se naam. Amen.